Aluma Capital, celebrating a decade of trust, investing in your future. Dit is tyd vir volgenskrantbesprekings en Gert van die Westhuizen sluit volgende by ons aan om oor die jongste plaaslike en internasionale nuus te gesels. Goeiemôre Gert. Goeiemôre Jennifer en goeiemôre Suan. Gert, ek wil net sê voordat ons nou by die nuus kom, groot nuus is dat jou sokkerspan in die finaal is. Ja, Jennifer, my senuwees is al klaar gedaan. Dis nog 'n week, dis meer as 'n week om te gaan. Gert, wat se finaal is hierdie nou spesifiek? Dis die Europa League. Ek weet nie wat mooi wat mense. Baie geluk Gert. Europa Liga. Okay, dankie. Ons is baie trots en bly vir jou, Gert, sodat jou span iewers kom, hoor. Dankie, hulle is wel 17de op die lockdown. Engeland is baie sleg, maar Gert, ek het dit nou juist nie genoem nie, hoor, maar ag, jy moet maar eerlik wees oor jou span nie. Ja, dis goed. Gert, die vraag is, gaan Ramaphosa en Trump eerlik wees met mekaar? Ja, ons hoop so. Lekker vars nuus is gisterand laat het daar 'n verklaring van die presidentsie deurgekom. Hulle gaan nou van maandag tot donderdag is Ramaphosa in Amerika en donderdag gaan hy en Trump met mekaar gesels. So baie mense sien nou uit na die gesprek. Jy weet, baie goed sal seker ter sprake kom daar, soos die sogenaamde volksmoord en die Afrikaners en al daai tipe van goetertjies wat Trump nou omkrap sal ter sprake kom. Maar Vincent Magwenya, die president se woordvoerder, sê jy weet, mense moet nou met 'n positiewe ingesteldheid gaan, wat goed is. Ja. Hy sê jy moenie negatief of sinies wees nie. Hy sê en ons moet 'n bietjie kyk na ekonomiese aspekte want dis baie belangrik, nie? Ons wil nog deel bly van AGOA, ons wil nog met Amerika sake doen want hulle is ons tweede grootste handelsvernoot dink ek. En jy weet ons het baie ekonomiese inspuitings nodig en ons wil al werkgeleenthede skep. Hoopelik sal dit 'n oordentlike ontmoeting wees. Hoopelik sal dit nie so Zelensky en Trump se ontmoeting wees waar mense voor die kamera lelik is met mekaar nie, maar Ramaphosa is 'n baie diplomatieke soort mens. So ek dink hy sê altyd moenie in die modder klim saam met iemand anders nie. As hulle modder gooi na jou toe, bly weg daarvan. So ons sien nogal uit na die gesprek. Maar dit is hoogtyd dat dit gebeur nie, want hierdie verhouding tussen Suid-Afrika en Amerika raak al hoe slegter by die dag. En dit is nou hoogtyd wat dit gebeur het. Ons het nog nie eens 'n ambassadeur daar nie. Ons het nou wel 'n spesiale gesant daar. Hy moet nou glo 'n bietjie die wêreld gaan voorberei vir die ambassadeur. Die kat mooi uit die boom uitkyk. Maar ek dink dit is hoogtyd dat so iets gebeur en ek hoop dit loop goed af. Ek dink daar was die laaste paar weke te veel hy sê sy sê van alle diplomate en ambassadeurs en ministers van alle kante af gewees. Soos jy sê, ek dink dit is hoogtyd dat die twee presidente met mekaar gesels. Ja, wat hulle met mekaar gesels. Weet jy die twee kante, ek het nou gekyk weer na die Afrikaners wat in Amerika is, die twee kante en ek dink Ramaphosa se reaksie daarop was nie baie goed nie. En ek dink die regering se daarop was ook nie baie goed nie, maar die ander kant jy weet, dit begin nou vir my soos dit klink soos 'n plaat wat vashak, jy weet. Jy almal sê dieselfde goed oor en oor en oor en oor en nêrens beweeg ons na 'n punt toe nie. Maar ek dink die regering het nie baie goed gedoen met sy reaksie nie. Ek dink hy moes 'n bietjie hy moes dit 'n bietjie tone down soos die Engelsman sal sê, jy weet. Hulle het 'n bietjie rof aangaan Ramaphosa wat die mense van lafhartigheid beskuldig het. Dit is nie 'n goeie ding nie. Jy weet, ek dink ook nie die mense streng gesproke vlugtelinge in die ware sin van die woord nie, maar jy kan nooit vir iemand sê wat 'n plaasaanval oorleef het, jy mag nou nie bang wees of jy mag nie vlug nie. Of dat jy 'n lafaard is. Of dat jy 'n lafaard is. Ek meen, enigiemand anders nog, maar as die president van die land ja, nee, hy moes om iemand te beskryf as 'n lafaard is regtig vir my verregaande. Nee, hy moes dalk sy woorde net beter daar gekies het, jy weet, want 'n mens kan moet jou maar dikwels in die skoene van ander mense probeer plaas, jy weet, en dink hoekom hulle goed doen wat hulle doen, jy weet. En kyk dalk net na die rede waarom Trump dit as 'n volksmoord beskryf, want die plaasmoorde en Afrikaners wat geteiken word, of boere wat geteiken word, is 'n realiteit wat aangespreek word. En mense hoop dat hulle verby politiek sal kan kyk, verby vooroordele en regtig kan prioritiseer wat die belangrikste is. Kijk, soos hulle gesê het, werkskepping, ekonomie en die kernverhouding tussen Amerika en Suid-Afrika. Jy weet, en mens moet ook mens moet Ramaphosa daarom gelyk gee, daar is daarom nie 'n volksmoord in Suid-Afrika nie gaan nie, en ek dink ook nie Afrikaners word vervolg nie, want hier sit ons lekker en kritiseer hom in Afrikaans en ons gaan niks oorkom nie. Maar ek dink ons het regtig 'n groot probleem wat misdaad oor die algemeen betref. En dit is waar onder plaasaanvalle val en ek dink ons landelike veiligheid is heeltemal dis in 'n krisissituasie met landelike veiligheid. Ek dink baie mense sê jy moet die kommandos terugbring. Jy weet die polisie kan nie alles hanteer nie. Die dae toe die kommandos daar was, het dit beter gegaan. So mense sal moet sien. Maar ek dink ook die regering sal bietjie moet begin plan maak. Ons het nou die dag gepraat oor Amnesty Internasionaal se verslag wat sê die regering beloof elke jaar ons gaan 'n plan maak met misdaad en elke jaar word dit erger.
So hierdie goed sal ook seker alles ter sprake kom, maar kom ons hoop nou maar die gesprek loop goed af. Gert, ek wil net daar ter afsluiting sê, jy het dit mooi gesê, sit jouself in iemand anders se skoene. Ek dink dit is maklik om iemand te kritiseer as jy klomp veiligheidwagte het en waar jy bly en blou lig brigades, en dan iemand wat 4 keer aangeval is op 'n plaas 'n lafaard te doen. Ek dink dis net ons moet versigtig wees hoe ons met mekaar gesels. Ja, mens moet maar altyd probeer, jy weet, met al hierdie goed wat mense ook bespreek, die internasionale politiek en die internasionale konflik, probeer jy maar altyd nie iemand anders se skoen plaas en dink hoe hulle die wêreld kan sien en hoe die wêreld vir hulle lyk. Absoluut. Dan Suid-Afrika is gewilder as die VSA. Ja, dis nou een van 'n studie wat dit wys. Ek dink die Ramaphosa moet dit noem volgende week. Ja, liefs nie. Nee, liefs nie. Nee, dit is so vreemde verslag wat 100 lande gevat het en Suid-Afrika het nou plus 33 punte gekry en die Verenigde State -5. Ja, so baie mense hou nou nie van die Verenigde State na bewering nie, veral in Suid-Afrika en Namibië, wat nou Namibië is, wat Trump het mos een keer na hulle as Namibië verwys. Ek weet nie wat hierdie goed eintlik werd is nie, want dis nou maar hoe gewild plek is. Jy weet in Amerika's ja, Trump. Amerika se groot bondgenote dink natuurlik Amerika is wonderlik, jy weet. En in Europa begin al hoe minder mense nou dink Amerika is wonderlik, want Amerika raak nou bietjie lelik met Europa. So ag ja, vir wat dit werd is, maar ek dink Ramaphosa moet dit maar nie doen nie. Nee. Hoorie net terwyl ons daai foto van Trump sien, studies het gewys dat sy gesig een van die herkenbaarste gesigte in die wêreld is, maar dat hy ook een van die ongewildste persone in die wêreld is, Dit is baie interessant. Hy en Elon Musk saam. So dit is nogals interessant. Dit is baie interessant, ja. En jy wat nou so praat van hoekskoene, ek sien daar in die verkiesingsveld tog die vorige keer dat hy Joe Biden daarvan beskuldig dat Joe Biden hoekskoene dra en toe kom maar sprake dat hy ook hoekskoene dra, maar kom ons los dit nou maar. Ai, wie jy die politici te veel tyd op hulle hande gehad. Kom ons doen dit opgeboude skoene. Ja, dit klink dalk meer soos hulle, nee. Platforms. Ja. Gert, dan iets waaroor ek altyd baie bly is, Eskom, baie dankie dat jy dit volgens Ek het gedog jy is besonder verheug weer daaroor dat ons terug is met Beerdkrag. Ai Gert, dit maak my sommer gelukkig. Gister sit ek lekker daar en lees en skielik raak alles weer donker. Ai, kragtig. So dat sal nog 6 jaar lyk my moet sukkel voor Eskom op standaard is. Maar ek sien Khosenzo Ramaphosa, Dr. Khosenzo Ramaphosa, die minister van elektrisiteit, het nou gister erken dis hulle skuld, het nie mooi beplan nie. En daar's nou allerlei goeders wat nou weer uit werking geraak het om daai lelike woord te gebruik. Camden 7 het uitgeklink, sê die storie weens foutiewe plasing van 'n turbine se dryfkrag pakstuk, whatever dit ook al beteken. Maar anyway, hy werk nou nie meer nie. Nou sit ons in die donker soms. Maar nou ja, dit is van net altyd baie snaaks nie, want nou die dag by die verlede week hierdie tyd omtrent het president Ramaphosa sy Vulindlela operasie tweede deel. Toe spog hy so oor die elektrisiteit. Hy kon nie uitgepraat raak oor beerdkrag gekom het en hoe ons nou oor ons energiekrisis oorkom het en gesê ons moet dieselfde doen met water en met al die ander uitdagings. So lyk my elke keer net as hy spog oor die krag dan gee dit meer. Weet jy wat, ek is nou nie beïndruk met die feit dat hulle sê dit is hulle skuld nie, dit is natuurlik hulle skuld, maar gewoonlik in die verlede is ons gehoor dit is die son, die maan, die sneeu, enigiets anders is skuld behalwe hulle skuld. Ten minste nou sê dit was swak beplanning, waardeer ek dat hulle dit kan noem, maar kan hulle beplanning beter raak? Want my genigtig. Ja, ons hoop maar so. Ek moet sê 6 jaar is minder tyd as wat ek verwag het. As dit regtig al is, as hulle dit kan red in 6 jaar. 6 jaar is dit sal ons, dit sal goed wees. Hang af, hoeveel beerdkrag ons dan nou gaan moet verduur in 6 jaar. En hulle moet net pas op, oor 5 jaar is daar weer 'n verkiesing. En as daar te veel beerdkrag is, gaan dit mense weer omkrap as hulle gaan stem die dag. Maar dan sê hulle met die verkiesingsveld tog, toe maar nog net 'n jaar. Nog net 'n jaar. Dit is nog net een keer. Politici nie. Maar ek is beïndruk dat so aan se glas al vol is by die Eskom. Myne is nooit nie. As jy my gister gevra het, sou ek nie dieselfde gesê. Gert, die DA kla mense aan en hierdie keer met reg. Ja, met reg. Jy weet, een ding wat hierdie Amerikaanse storie nou gewys het, dit het weer die aandag 'n bietjie gevestig op die ANC se hantering van menseregte. En dis 'n basiese mensereg om nie in riool te lewe en jou water te hê en so aan en jou munisipaliteit sorg vir jou.
want hulle het genoeg geld en daar's genoeg kundigheid beskikbaar, maar hulle doen dit nie. Nou in Mfuleni gaan dit baie erg. Jy kan sien al loop riool in die strate. Die president het verlede week gesê nee, dit moet nou nie meer so gebeur dat daar riool in strate in Suid-Afrikaanse townships loop nie of dorpe loop nie, maar dit gebeur nou nog steeds. Nou die DA die mense aangekla by die Menseregte Kommissie. Ek sien daar was al 24 getuigskrifte voorheen en 24 en mense het betoog en dit niks gehelp nie. 'n Mens wonder nou net wat se magte het die Menseregte Kommissie. Hy gaan nie die munisipaliteit kan dwing om beter te raak nie. Al wat gaan gebeur, dit beter sal maak as jy ontslaa raak van die mense en ander mense daar aanstel. Die ANC beloof nou al vir hoe lank hulle gaan munisipaliteite regkry, maar hulle doen dit nie. Hulle het erken dis hulle skuld. Die president self het erken ons maak droog met munisipaliteite. Ons moet dit nou regkry, maar daar gebeur net niks. En daar is al 'n paar keer nuwe mense aangestel by Mfuleni en dan volg hulle in hulle voorgangers se voetspore. Ja, of hulle bedank net of daar gebeur in elk geval niks nie. Dit kom nou al van 2018 af toe hulle die finansiële krisis gehad het. En as jy kyk na iets soos Mfuleni Must Fall wat op 'n stadium 'n protesaksie was van die inwoners, het ek gewonder, sê nou maar munisipaliteite val weg, nê, wat eintlik net 'n put vir geld is wat in baie min gevalle actually iets lewer. Wat is 'n alternatief vir Suid-Afrikaners in plaas van munisipaliteite? Jy weet, dit is vir my moeilik. 'n Munisipaliteit dink ek is nogal belangrik. Ek dink provinsiale regerings kan eerder wegval want ek dink hulle lewer veel van bydrae. Maar munisipaliteit is gewoonlik jou eerste vlak van regering. So dis die eerste vlak van regering waarmee jy te doen kry. En dis baie jammer as goed so gebeur. Jy weet, mense kan self begin oorneem, belastingbetalersvereniging of mense kan self begin goed doen soos gebeur in baie gevalle. Jy weet dat mense self die gras sny, mense self sy paadjies skoonmaak en so, maar dit is nie die ideaal nie want nou betaal jy belasting, maar jy moet nog steeds die werk van die munisipaliteit doen. So ek dink 'n munisipaliteit is nogal noodsaaklik want dit raak jou daaglikse lewe, nee, jou daaglikse lewe, hoe jou pad lyk, hoe jou omgewing lyk, of jou straatligte werk, of jou vullets weggevat word of so. So dis baie belangrik, jy weet, mense kan dit self begin doen. Ek sien daar in die Vrystaat is munisipaliteite wat baie goed self doen. Gisterand jy 'n storie gelees van Senekal waar die mense self ingespring het en self slaggate reggemaak het. Jy weet. Ja. Maar jy wil dit ook nou nie hê soos in Pretoria waar die burgemeester sê daar's net 5 slaggate. Ag nee man. Ja. En jy wil ook nou nie, jy wil nie belasting betaal vir iemand wat niks doen en dan moet jy nog self hulle werk vir hulle doen nie. Jy weet ek dink die groot probleem met munisipaliteite is wanbesteding, swak finansiële bestuur soos ook hier by Mfuleni die geval is. Ek dink salarisse is heeltemal te hoog vir party mense. Jy weet ek dink in Parys in 'n stadium met die burgemeester homself 100% verhoging gegee. Jy kan dit mos nie doen nie. Gert, ek weet net hoe kyk jy na daai want daai is 'n skande. Hoe kyk jy na daai mense bly in daai pos? So vir my gaan okay, kom ons kyk gou wat jy gedoen hierdie jaar. Dit is hoe dit lyk in die area waar jy in beheer is. Goed. Duidelik funksioneer dit nie. Jy kan nie jou werk doen nie. Ons moet jou ongelukkig verwyder. 'n Meritebeoordeling wat met elke mens gebeur wat werk, soos ons ook. Jy weet jy moet 'n meritebeoordeling hê en ek dink daar moet baie strenger opgetree word en daar's baie kundigheid in die land beskikbaar. Ja. So baie keer is dit net iemand wat 'n sekere dingetjie moet draai of iets moet doen, jy weet, maar hulle dit is maar en dit moet geprioritiseer word. Dit moet geprioritiseer word vir al munisipaliteite. Want jy weet as jy nou wil hê mense moet in 'n dorp belê, jy weet 'n belegger moet in 'n dorp belê en hy sien so iets, dan gaan hy mos sê maar ek gaan in daai dorp belê nie. Kom ons gesels oor die armste president want wat 'n voorbeeld vir ander presidente. Ja, dit is nogal vir my baie interessant hierdie storie van José Mujica, hy is 89 jaar oud, Uruguay se voormalige president. Hy is dood, maar hy was 'n baie linkse tipe politikus, jy weet, hy was ook 'n guerrilla vegter, gewond, hy was in die tronk en alles en toe hy nou aan bewind was, hy was 'n paar jaar aan bewind. Hy het verskriklik nie spandabelrag geleef nie. Hy het arm geleef basies. Hy het gesê al wat hy eintlik nodig het, hy leef baie eenvoudig. Hy het op sy plaas gebly saam met sy vrou en sy hond. Jy kan sien daar's 'n foto waar hy sit in die plaashuis, daar agter op die rakke is daar baie goed wat hulle self ingelê het, hulle eie plaasprodukte. Hy het 'n blou Volkswagen Kewer bestuur. Nou is dit nie 'n voorbeeld vir baie hedendaagse politici nie. Ja. Jy weet, dit is nie geld wat jou of as jy baie mooi aantrek of as jy 'n verskriklike groot kar met 17 bleiwagte en 80 ander blouligmotors ry, dis nie wat van jou 'n goeie mens maak nie. Hierdie is nou die perfekte voorbeeld. En dit is 'n perfekte voorbeeld van iemand wat leef waarvoor hy gestaan het. Nie soos ons hedendaagse kommuniste hier in Suid-Afrika nie. Maar nou ja. En ek wil net by sê dis nie dat hy 'n klein salaris gekry het nie. Hy het net die grootste deel daarvan weggegee vir liefdadigheidsorganisasies. Wat 'n voorbeeld is dit? Want hy het mos gesê al wat hy nodig het hy op sy plaas. Jy weet hy het ook nog gevra om langs sy hond begrawe te word. Jy weet dit gaan nou nie een of ander pragt en praal ding wees nie. Jy weet dit is nou 'n wonderlike voorbeeld. Uruguay is nou baie klein landjie en so, maar nog steeds dis 'n baie goeie voorbeeld vir mense. Hulle het net gekla dat hy nie openbare besteding kon
inkort tydens sy dienstydperk nie, maar nou ja, hy het die minste, hy nie daai geld kan vir ook nou nie homself alles gebruik. Jy kan ook perfek nou nie hê, alles nee. reg kry nie, ja. Gert, voordat ons by Rassie uitkom, wil ek net noem Cornel Hendricks, voormalige Springbok, Ja. is gister oorlede. Ja. 37 jaar oud, hy het sy debuut gemaak in 2014, 12 toetse gespeel vir die Springbokke, en hy het plaaslik gespeel vir die Boland, die Cheetahs en die Bulle, en hy is gister oorlede. So hartseer nuus ook. Baie hartseer nie, ek het dit Baie ook jong. vanoggend gesien. Ja, hy het mos 'n hartprobleem gehad, dis hoekom hy in 'n stadium nie meer 'n Springbok kontrak gekry het nie. Is baie hartseer, ja. Dan oor na Rassie. Ja, Bloemfontein gaan hom met die vryheid van die stad vereer. As ons nou kyk na die toestand van Bloemfontein, dan wonder mense baie keer of hy die vryheid van die stad regtig wil hê, maar nog steeds. Dis 'n baie goeie Ek dink dit is 'n baie goeie simboliese gebaar en ek meen ons het mense soos Rassie wat vir ons land baie beteken het en hy's 'n groot voorbeeld vir almal. Hy het my natuurlik heeltemal verbaas. Hy het alles reg gekry wat 'n Springbok afrigter moontlik maar kan regkry, van transformasie tot wêreldbeker oorwinnings. En is baie goed dat ons die bietjie wat ons het, laat ons dit aan die groot klok hang. Kyk, hier is 'n goeie voorbeeld. Dis waarna ons streef. Kom ons vereer so iemand vir wat hy gedoen het. En wat so mooi is aan die einde van die artikel skryf die joernalis, hy het reg gekry wat politici na president Mandela se dood nie kon doen nie. En dit is om wit en swart in die land te verenig. Ja. Soos wat die politici nie reg Nee, hulle kry kry dit nie reg nie. Jy weet, ek onthou in ek het 'n bietjie navorsing gedoen in 1903 met die destydse Britse leeusikontour en Japie Kriege en Bob Loubser was die vleuel en senter. En dit was net na die Anglo-Boereoorlog toe die Argus in 'n hoofartikel geskryf. Elke meter wat hulle vorder op die veld beteken baie meer vir jy weet eenwording tussen Afrikaans en Engels as al die politici se toesprake. En dit is nog steeds so nie. Wys jou, nê, wat sport en ek sê baie keer teater ook in reg kry. Gert, dan die vinnige eend. Daar in Switserland is 'n vinnige eend. Kyk, die spoedbeperking is mos maar bietjie min daarso. Ja. Ek dink as jy by 'n dorp daar naby Bern, die spoedbeperking is 30 km/h, maar die eend het daar het so 52 km/h gehaal en hy is deur die spoedkamera vasgevang, maar lyk vir my dis 'n reeksoortreder want dieselfde eend is in 2018 ook op kamera vasgelê. 'n gewoontemisdadiger. Gewoontemisdadiger dus. Ek wonder nou hier op by ons of Arto baie moeite sou gedoen het om hom op te spoor. Ek weet nie Gert, maar die patreels gaan verander, so daar gaan sekere dele in Suid-Afrika gaan jy ook nou net 50 kan ry, so hier is ook dit 'n oortree. Alles sê dis vals nuus daai Jennifer. Is dit vals Dis nuus, vals Gert? nuus, Dan ja. is jy seker. Ek is doodseker. Okay. Dis wat die man van die padagentskap Sander al gesê het, hy het net een woord gehad en dis vals nuus, ja. Okay, so die eend gaan okay gewees het in Suid-Afrika. Julle sien, dis 'n goeie oggend. Ja, dis 'n goeie oggend daar's. Hy raak al hoe voller so aan. Ja. En die arme een se glas is ook vol wat niemand kan hom toesluit. Hy kan vlieg net so vinnig. Hy is 'n vryvoël. Hy's 'n hy's vry. Gert, baie dankie vir die saamgesels vanoggend, ons waardeer jou tyd. Baie groot plesier Jennifer, dankie. Dit is Gert van Westhuizen, bly gerus ingeskakel. Net hierna gesels ons oor 'n baie interessante boek.